Goeienaand, baie welkom vanaand by No Limits huisgodsdiens. Ag, is lekker om saam met julle te kuier so in hierdie donderdag aand, 'n wonderlike geseënde donderdag aand. Prys die Here. Kan ek vanaand vir jou sê, God het jou lief, man. Die Here ken jou. Ek wil net hierdie ding so omsit. Ek sê dit nou elke keer op die live, maar ons sit so geweldig met low voltage en goed, ons is nou hier besig om het te probeer uitsort op die groepe van die wards, maar ag, dis maar pateties eintlik om eerlike waarheid te sê. Maar naand Annelie, ja, so, dis maar seker ons voorland is ons betaal vir geen dienste. Maar ja, ons eer die Here dat ons nog in die lewe is. Goeienaand tuis. Ag, is lekker om saam met julle te wees. Net te kuier. Esther, goeienaand. Klim op, deel hierdie wonderlike boodskap vanaand. Ag, elke boodskap, ongeag of jy nou iets leer of nie, glo ek is geseënd en dit help 'n ou en dit inspireer ons en gee vir ons net 'n wonderlike tyd in die teenwoordigheid van die Here. Goeienaand Annie. Hallo Wendy daarso. Johanita, goed met jou. So ja, dis lekker. Ek wil net seker maak almal dat ek nie haak nie. Julle hoef nie 'n komment te gee op dit nie. As ek haak sê maar net ek glo daarom nie. Goeienaand Rita, lekker. Hallo Wanda. So terwyl die mense nou opklim en ons klim lekker op en ons gaan, dan wil ek sommer gou vir jou vra om jou Bybel op 'n paar plekke oop te maak, so op Psalm 133 gaan ons gou daar lees en dan uit Johannes, en ons gaan daar ook lees uit hoofstuk 17 en so ja, dit gaan ook lekker wees om daar uit te lees. Matteus 18, ag, daar is sommer net 'n lekker paar gedeeltes. Hallo Letisa, goed met julle. Yes, daar kom dit nou deur. Hallo Bianca en Koos, goed en julle. Ag, dankie dat julle gaan deel. So ons gaan vanaand 'n bietjie praat. Ek het daar op my notas geskryf, 'n eenheid in die liggaam. En dit is, hoe bring God 'n eenheid? Hoe bring God 'n eenheid onder sy mense? En hoe belangrik is dit om 'n eenheid te bring onder ons as mense? En hoekom is dit belangrik? En ek dink 'n mens moet dit nou verstaan vanaand. Hallo Elnita. En ek dink kom ons vat dit as 'n lekker teaching en dit is net wonderlik om dit dan so te kan doen. Ek wil net uit daai lig uit so kom. Daar sê dit so 'n bietjie ook lig hier in die agterkant. En ek dink dit is nou nogal lekker belangrik. Norman, goeienaand. Goeienaand, ja, ons het 'n lekker week. Ons het 'n wonderlike week of 'n gisteraand in die teenwoordigheid gehad, in die lofprysing daar by die kerk. Dit was net baie lekker. So ja, hallo John, goed met julle, daar vir Fred ook. Mag die Here elke een seën in sy behoefte en mag hy ons versadig maak, nie net met brood nie, maar ook elke woord en die woord van die Here vanaand. En mag hy ook ons verstand ophelder en dankie vir sy goedertierenheid oor ons as mens en ook tot in ewigheid. En ek dink dit is lekker om te weet dat die Here saam met ons is tot in alle ewigheid. Ek wil net hierdie lig so sit dat dit nie in julle oë inkom nie. Daar sy. Hallo Gielie. So, ons gaan vanaand 'n bietjie gesels oor hierdie broederlike liefde en hoe God 'n eenheid seën. En ek wil vanaand vir jou sê dat dit belangrik is dat jy moet weet dat die Here 'n eenheid seën. Nou kom ons begin met 'n vraag. En dit is, wat is 'n eenheid? Wat is 'n eenheid? Wat is 'n eenheid onder die mense van die Here? Nou, ons almal het nie dieselfde persoonlikhede nie. Ons persoonlikhede verskil en ons gaan almal nie noodwendig altyd saamstem nie. Daaroor gaan ook baie van ons dan verskil. Maar kyk hoe belangrik is 'n eenheid. 'n Eenheid is 'n geestelike, hoor gou baie mooi. 'n Eenheid is 'n geestelike verbondenheid. En dit is iets wat ons moet verstaan. 'n Hart wat saam met God beweeg. En dit is iets wat so belangrik is, veral in 'n kerk of onder die kinders van die Here. Dis dat ons hart saam met die Here beweeg. 'n Gemeenskap gebou op die liefde en die waarheid van God se woord. En ons moet gaan kyk 'n bietjie. Ons weet dat daar is so baie misleiding in vandag se tyd en dat ons baie kere seker maar glo dat sekere eenhede reg is. En ons gaan natuurlik nie daaroor saamstem nie. En ek weet dit is maar net hoe die mens aan mekaar gesit is.
Maar weet jy wat, maak dit ons verkeerd? Absoluut nie. Want jy sien, ons sien sekere goeders, en daarom is 'n eenheid ook 'n gemeenskap wat gebou is op die liefde en op die waarheid. Ons moet altyd die waarheid gaan toets in God se woord en gaan sien wat dit dan beteken. Goed, ek wil vanaand vir jou iets baie belangrik sê, en ek gaan vir jou skrif wys. Nou voor ek dit sê, kom ek lees eers gou saam uit Psalm 133. En ons gaan 3 verse lees. Kyk hoe belangrik dit is. 'n Bedevaartslied van Dawid. Hy begin in vers 1, dan sê hy, kyk hoe goed en hoe lieflik is dit dat broers ook saam woon. Sien jy hoe mooi is dit? Dan sê hy in vers 2, dit is soos die kosbare olie op die hoof wat afgeloop het op die baard, ja, die baard van Aaron, wat afgeloop het op die soem van sy klere. Dit is soos die dou van Hermon wat neerdaal op die berge van Sion, want daar gebied die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. En dis 'n waarmaker. God se woord het nie daar opgehou nie. God se woord het nie opgehou by die verbond nie. Hy sê daar wat die Here die seën, die lewe tot in ewigheid. En hierdie wil ek vanaand vir jou sê, en jy moet dit hoor vanaand. God het 'n hart vir 'n eenheid. God het 'n hart vir 'n eenheid. En ek gaan vir jou wys gou. Kom ons lees gou, Wendy. Sit vir ons Johannes 17 op. Johannes 17 vers 21. Nou kom ek blaai gou daar na Johannes 17 toe, vers 21. En ek wil net hê jy moet hierdie hoor. Hierdie is Jesus se gebed. Jesus bid hierdie self. Hoor wat bid hy hierso. Kyk hoe belangrik dit is. En nou is daar mense wat in hierdie tye verskil en sê, maar ag nee, wat ek het nie 'n eenheid nodig nie. Ek het nie 'n kerk nodig nie. Die Here ken my. Die Here weet ek glo in hom. Dis moeilik, jong. Hallo Rihanna, gaan dit goed met jou? Hoe gaan dit nou met jou? Is jy goed? Gaan dit goed? Ag, ek is bly. Hallo Rooi, goed en jy, my Boeddha? Kyk wat sê in vers 21. Dat almal een mag wees, hoor daar. Jesus bid dit. Kom ek lees net gou 20, maar kom ons lees dit. Maar ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat glo, vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat almal een mag wees, net soos U, Vader in my en ek in U, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Weet jy wat, ek hou van hierdie. Hy sê dat hulle almal een mag wees. Geliefdes, ek wil vanaand vir jou sê dat eenheid nie 'n opsie is nie. Dit is God se wil. Wanneer gelowiges een is, dan gebeur daar iets. Dit wys die wêreld, dit wys eintlik vir die wêreld daar buitekant wie God is. Wie God is. Dra die krag van getuienis. En ek wil hê jy moet weet dat wanneer ons in 'n eenheid saam is, dit die krag van 'n getuienis sal dra, want God gebruik jou in hierdie eenheid om die getuienis na buitekant toe te vat. Jy is 'n instrument, 'n getuie in hierdie wêreld en jy wys vir die wêreld wie God is. Kom ons kyk gou 'n bietjie waar eenheid is. Wat gebeur daar? Kom ons kyk, wie kan vir my sê, wat dink jy nou? Wat gebeur daar? Hallo Zelda, waar 'n eenheid is daar seën. Hoekom dink jy seën die Here ons as mens, as kinders van die Here? Kyk wat sê Psalm 133 en hy breek dit op. Daar gebied die Here se seën. Hoor mooi. As ons in 'n eenheid is, dan sê hy dit daar vir ons in Psalm 133. Daar gebied die Here se seën. Kyk gou, let 'n bietjie op. Kyk 'n bietjie mooi. God beveel, hy sê, hy beveel hierdie gebied. Hy kom en dan sê hy, hier sal my seën wees. Dit gebeur nie toevallig nie. Daar is nie in die koninkryk van God waar daar 'n eenheid is iets soos toevallig nie. Nee,
Die Here beveel, dis 'n bevel, die Here het 'n bevel gegee. Hy sê hier waar eendrag is, ek gaan nou vir jou iets baie interessant wys. Hier waar eendragtigheid is, daar bevel ek my seun, daar stort ek my seun uit, soos hy sê, soos die olie van 'n Aaron, dit drup op die baard, deur die baard van 'n Aaron op die soem van sy klere. Daar gebeur dit, daar waar 'n eenheid is, en dis hoekom dit so belangrik is. Daar is 3 beelde in hierdie Psalm 133 waar God dit uitbeeld. Hy beeld dit uit en hy gebruik dit hy gebruik die simbool van 'n salwing op, en hy gebruik die eerste beeld van 'n Aaron se baard. Hy gebruik dit op 'n Aaron se baard, en dit loop af van sy kop af. Dit kom van sy kop af en dit loop af tot op sy kleed. En dit is wat so mooi is. Nou, wat is dan die betekenis agter dit? Ekskuus, ek wil net gou weer vinnig terug gaan soontoe. Kom, ek wil net gou vir jou wys. Wat is dan die betekenis van dit? Eenheid bring God se teenwoordigheid. Daar waar God se teenwoordigheid, of daar waar eenheid is God se teenwoordigheid. Is dit nie mooi nie? Hallo Renier, hallo Lorika. Amen. God se eenheid. Die salwing vloei deur die liggaam. Dis hemelse olie wat op die mens is. En dan praat hy hierso van die dou van Hermon. Kyk gou baie mooi, wat beteken dit? Wat is dou? Dou is 'n teken, dit bring 'n verfrissing van 'n nuwe dag, van 'n nuwe lewe. Dit bring weer God se genade elke dag. Sonder die dou sal alles droog wees, alles sal verlep, alles sal vervalle wees. Maar die woord en die uitbeelding in die bevel van die Here is dat daar dou sal wees op die môreoggend. Dis vir my so mooi. Dis iets wat so lekker is. Weet jy, ek wil iets sê wat so lekker is, as jy vroegoggend, nou veral, as jy so loop op ek gaan nou maar die golf gebruik en daardie gras en die greens het die dou nog so op, dan het ek altyd hierdie gedagte van hoe die Here omsien na sy grond, hoe hy omsien na sy nuwe dag, en as ons dit beleef, dan sien ons die nuwe dag. Hoe verfrissend dit is, hoe skoon is dit nie, hoe mooi is dit nie. Sonder dit sou alles maar dor en droog gewees het, is dit nie so nie. En wat beteken dit dan vir my? Dit beteken dat hierdie dag of hierdie dou bring dan 'n verfrissende lewe, en dit gee vir ons ook om elke dag verfrissend te wees. Is dit nie mooi nie? Dit is iets wat vir ons bring. Geestelike droogte word ook in ons lewe gebreek. Daarom is dit so belangrik om wanneer jy jouself elke dag van jou lewe, dan bring dit 'n salwing in jou dag. Dit breek hierdie geestelike droogte. Dit verfris jou gedagtes, dit vernuwe jou gedagtes. Dit gee vir jou die krag vir die dag, en dit is mooi. En dan kom hy dan sê die lewe vir ewig, of die lewe tot in ewigheid. En dit is gekoppel aan 3 belangrike punte. En as ons gaan kyk na dit, dan sien ons, dit is die lewe. Dit is die vervulling en goddelike vloei wat deur ons lewe gaan. Nou, hoe kan ons dan hierdie goed prakties toepas? Hoe kan ons dit anders te prakties as 'n verduideliking sien? Kyk gou saam met my in die boek van Handelinge. En hierdie is ongelooflik mooi. Kyk wat gebeur hierso. As jy gou saam met my gaan blaai na Handelinge 2 toe, en ek wil vir jou lees. Ek moet so vinnig blaai, maar my vingers gryp nie aldag nie. Hier kom dit nou. Hoor wat sê hy hierso. Wat gebeur hierso? Die uitstorting van die Heilige Gees. Hoor wat sê Handelinge 2. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal wat? Was hulle almal eendragtig by mekaar? Hoor jy? Kyk gou, hoe mooi is dit? Wat sê dit vir my? Dit sê vir my die disippels was eengesind.
Die woord sê dit, nie ek sê dit nie, die woord sê dit. Die woord staaf die waarheid van God, geïnspireer deur hierdie woord. Daarom kry jy hierdie geestelike emosies in jou siel word verbind met God. Ek kan nie glo dat mense 'n redenasie het om te sê ek het nie 'n kerk nodig om in die hemel te kom nie. Luister man, hoe dink mense vandag? Dit is 'n eendragtigheid om in die kerk van die Here te wees. Die kerk is 'n gebou, maar dit gaan oor hierdie uitstorting om 'n seën te kan ontvang van die Heilige Gees. Die disippels was eengesind geweest. Die Heilige Gees het gekom. Kyk daar sê hy, hulle almal eendragtig by mekaar en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige rukwind. Die Engels sê 'n mighty Russian wind. Hoor gou mooi. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. En weet jy wat gebeur toe? Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gegaan het. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees. Jy sien hoe belangrik is hierdie eendragtigheid en hoekom God eenheid seën. Dit is so mooi. Eenheid. En dit is nog nooit anders te bewys nie. Eenheid trek die krag van God. Dit trek die krag van God. Die krag van God kom deur die Heilige Gees binne in ons as mens. Is dit nie mooi nie? Kan ek gou vir jou iets sê? Dit kom nou by my op. Matteus 18. Ja, hierdie is vir my 'n mooi boek. Of Matteus 18. Dit wat julle bind op die aarde sal op die hemel gebonde wees. Maar hoor wat sê Matteus 18. Ek wil net gou kyk. Ek dink amper dis vers 19 as my geheue reg is. Ek gaan gou vir jou hier kyk. Matteus 18 vers 19. Hoor daar, wat sê hy? Weer sê ek vir julle, as twee van julle, net twee, hoor wat sê die woord, as twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemel is. So wat beteken dit? Dit beteken eenheid maak gebed kragtig en effektief. Is dit nie mooi nie? As twee van julle saamstem oor dieselfde saak, dit wat op julle val, of oor enige saak, wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val, sê die woord van God. Dis die waarheid. En weet jy wat gebeur dan? John sê, 'n kerk is 'n hek na die hemel. En ja, dis waar, John, dis baie waar wat jy sê. Dit is nogal mooi wat jy daar gestel het. En in Handelinge 2 vers 47, die Here het daagliks mense bygevoeg. Daagliks mense bygevoeg. Want jy sien, waar eenheid is, groei kerk. Dis wat die kerk laat groei. Word mense aangetrek. En dit is so, mens kan maar sê wat jy wil. Ek het gisterand net ervaar dat ons in hierdie tye waarin ons is, moet bid, en hoe belangrik vrede is en stabiliteit in mense se lewens, veral in jou eie huis, in jou samelewing in 'n tyd waarin ons lewe vandag. En ek wil jou nie lank baie besig hou vanaand nie. Maar weet jy wat? Eenheid bring baie minder konflik. Eenheid bring baie meer vrede as konflik. Geestelike veiligheid. Eenheid bring geestelike veiligheid. Jy sien, want ons as 'n eenheid dra mekaar se laste. Dit bring die krag van gebed na God toe. Dit bring die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees dan ook nader na ons toe. En weet jy wat? Dan moet ek ook nou vanaand dit sê, wat breek eenheid? Ons moet natuurlik oor dit ook praat. Eenheid word gebreek deur hoogmoed en trots. En as ek reg is en jy is verkeerd, daai soort van dinge, die eie ek, die trots, die hoogmoed en al daai goed, woorde wat skei, slegte woorde wat skei, onvergewensgesindheid, selfsug, al daai goed. Wat kry 'n mens eintlik daaruit? Ek praat Sondag oor die skaap en die wol, of die bok en die skape. Ons is sulke wonderlike skaapmense by ons in die kerk. En ek moet daaroor brag, man. Weet jy wat?
ons bou 'n eenheid en dan sien 'n ou, wat skryf Paulus aan die gemeente van Filippense? In Filippense 2 vers 3 bring hy vir ons 'n kragwoord en dan sê hy, ag, ander hoor as jouself. Moenie jouself hoor ag as ander nie. Ons is nie een hoor as iemand anders nie. En dit is ook die liefde wat uitgestraal word in Kolossense 3. Liefde bind alles saam. En dit is die getuienis van ons kerk, en ek glo dit. Weet jy wat, en ek dink ek wil vanaand net hê, ons moet fokus op Christus. Weet jy wat, ja, verskille gaan daar wees, maar kom ons fokus nie op die verskille nie. Kom ons fokus net op Jesus. Jesus, die Seun van God. Eenheid is 'n wonderlike ding. Ons mag verskil, maar weet jy wat, dit breek nie die eenheid in gees nie. Daar is net een doel, een in Christus. En dit is wat so mooi is. Die liggaam het verskriklik baie dele, en ons is deel van die liggaam, en die liggaam het baie funksies. En ek wil hê ons moet dit verstaan vandag. 'n Kerk waar mense mekaar dra, daar is liefde, nie oordeel nie. Mense werk in die koninkryk van God. En daarom moet jy altyd jouself bou op die waarheid, man. Jy moet jouself bou op die waarheid, en die teenwoordigheid van God, die krag van God is tasbaar. Dit roep jou. Die roepstem van Jesus, jy ervaar dit. Dis 'n meedeling van hierdie wonderlike liefde van God, van Christus, wat daarin is. Kan ek vanaand vir jou sê, 'n mens voel sommer die teenwoordigheid, dis tasbaar van God se krag. En dit is vir my mooi. Kan ek vanaand vir jou sê, dat maak nie saak nie. Sonder eenheid, maak nie saak nie, sonder eenheid word 'n kerk swak, word verloor dit die krag, word getuienis beskadig. En jy kry sulke bokmense, is al wat ek kan sê, ek kan 'n bietjie Sondag oor dit praat. Maar weet jy wat, Jesus kom en dan sê hy, 'n huis wat teen homself verdeeld is, kan nie staan nie. En ek ken sulke kerke, ek ken sulke mense. En dis eintlik hartseer, daar is 'n groot meerderheid van 'n kerkdenominasie wat staan vir dit. Maar ons is nie daar om dit te oordeel nie. Maar weet jy wat, baie keer hoe vinniger dit val, want die waarheid is nie in hulle nie. Hulle het nie die waarheid in hulle nie, hoe beter. En ek weet mense gaan nou nie daarvan hou nie, wat ek sê nie, maar weet jy wat, dit is so. Hulle het 'n kompromie. Hulle like mense se opinies, hulle like mense met hulle like en hulle dink hulle die limelight van hierdie wêreld. Nee man, God hou nie van dit nie. Hy sê dit juis, 'n huis wat teen homself verdeeld is, kan nie bly staan nie. Ja, die Here se woord bek 'n mens daarom lekker, as ek hou nou nie van dit nie. Wat is 'n woord? Is die krag, man. Dis die krag. En dit is wat so mooi is. Maar weet jy wat, ons moet seker maar bid. Nie moet seker nie, maar ons moet bid vir die verlorenheid van dit. Maar hulle is verdeeld. Hoor gou mooi. En ek sê vir jou vandag, maak nie saak hoe jy bid nie. Dis net God se gees wat dit kan verander. Maar ek en jy moet in 'n eenheid saam staan. Hoor mooi. Ek en jy moet weet dat ons bouers is van 'n eenheid, nie brekers nie. Vrede te maak, lief te hê en saam te staan. Dankie. Dankie dat jy vanaand saam geluister het, en dit is altyd lekker. Ek sê weer vanaand, en ek sluit hiermee af, en dit is vir my so mooi, waar 'n eenheid is, daar is vrede. Waar 'n eenheid is daar lewe, waar 'n eenheid is daar seën, is God se teenwoordigheid daar. En ek wil hê dit is iets wat jy vanaand moet saamvat. Kom ek en jy fokus nie op dit wat verkeerd is nie, maar ons fokus op Jesus. Ons fokus op die eenheid. En ons buig ons knie voor God en ons roep dit aan. En jy sal sien, kan ek gou vanaand vir jou sê, ons moet 'n biddende kerk bly. Dit is ongelooflik belangrik dat ons so is. Here, dankie dat ons vanaand kan bid. Dankie dat ons kan leer om in 'n eenheid saam te wandel. Ek bid dit vanaand. Here, ek kom en ek bid en dan vra ek, verwyder trots, bitterheid en verdeeldheid uit al ons harte uit mense se harte uit. Maak ons een, Here, soos wat U wil hê dit moet wees. Dit is my gebed. Laat U seën vloei. Laat dit so wees, Here. Gebruik ons as 'n liggaam wat U sal verheerlik. Amen. Dankie. Dankie dat julle saam geluister het.
is altyd lekker om saam met julle te kuier in die teenwoordigheid van die Here. Mense, hierdie woord van God is 'n waarmaker. Dankie vir elke een van julle wat so getrou luister en wat die woord van God deel. Ons kerk is nie op sosiale media nie, maar weet jy wat, is lekker om hierdie platform te kan gebruik om die evangelie te kan verkondig. Almal sit met Facebook en met YouTube en allerhande goede. En dankie ook vir Wendy, hulle wat ons moderator of is wat hierdie goed vir ons dryf en dit daar sit. Ja, ek is maar nog nie op daai plat nie, maar ons kom daar. Los my, laat ek maar die preekwerk doen. Weet jy wat? En dit is so. Ons waardeer elke ene en net omdat jy ook die share button druk, het jy ook vanaand 'n deel in hierdie preek en jy gaan dit ook vanaand op jou Facebook en op jou YouTube dink ek weet nie of dit op jou YouTube gaan kom nie, maar ek dink op jou Facebook gaan jy dit share. En dan, as jy dit geshare het, moet jy natuurlik oor dit bid en sê, Here, laat dit deur die regte hande en ore gehoor word. En dit is wat ek vanaand net wil hê ons moet doen, dat ons dit so sal doen. Dankie dat julle 'n seën is vir ons ook. Kan ek gou vanaand net vir jou bid? As jy sê bid gou vir my. Ek wil gou vir jou bid. Ek wil net vanaand vir jou sê, nou sien ons mekaar eers weer Sondag. So ja, dan kan ons dit doen. So ek wil hê jy moet gou, as jy net vanaand vir my wil vra dat ek vir jou moet bid, wil ek baie graag vir jou 'n gebed doen. Mag ek vir jou 'n gebed doen? Is dit oukei? Kan ek net jou naam voor die Here roep vanaand? En daar is krag, man. Daar sê Wendy ook, ons sit dit ook op YouTube. Ja, so daar op YouTube kan jy dit maar gaan leer, luister, en jy kan dit ook daar share dit dan weer sommer net na mense se WhatsApps toe. Jy sien, kyk hoe kan ons dit uitbeeld dan. Annie sê bid vir vrede. Ja, ons moet bid, ons bid vir vrede. Here, ons gaan gisterand een wonderlike, amazing, lekker worship diens gehad. Ag, dit was net lekker. Annelie, asseblief, Here, ons bid vir Annelie ook, Norman, ons bid, Here, ek noem hulle name voor u ken hulle, u ken die begeertes van hulle hart. Vrede in my gesin. Man, luister hierso. Julle moet julle as 'n gesin bepaal met Jesus. Ek wil sommer dit vanaand vir julle sê ook. Ek sê ek gaan nou vir julle bid, nou klink dit of ek vir julle preek, maar ek moet vir julle preek. Skop die duiwel uit. Mense moenie die duiwel 'n vatplek gee in jou huis, in jou familie nie. Daai is vir God kosbaar. Hoor gou wat ek vanaand vir jou sê. Petro, ek bid vir jou. Hallo my nig, haas jy ook op? Ja, is lekker om jou op te sien vanaand. Jesus, dis wonderlik. Bid vir jou. Here, u ken Petrus se hart, u ken haar omstandighede, u ken haar behoeftes, u ken alles van haar. Seën haar, Here. Andries, ja, bid vir jou. Andries, ek bid vir jou. Bid vir jou, Andries. Die Here ken jou hart. Ons moet bid dat as jeug groter. Ja, as jeug kom daar. Dankie, Here. Baie jong mense het die Here so nodig, is waar. Luister, dit is iets wat op ons gebedslys moet wees elke dag. Ons moet, ek praat in die week met iemand oor ons jeug. Dis 'n bekommernis, generasie tot generasie. En ek dink ons gaan 'n aandeel hê oor dat ons dalk een van hierdie gaan wees. As ons sê dat ons 'n skaap is, gaan die Here jou vra. Onthou skaap, ek wil hê jy moet iets weet vandag. Jy moet Sondag luister. Jy dink as jy Jesus aangeneem het, jy moet net na jouself kyk. Die Here gaan jou iets vra. OK, maar jy moet dit nou Sondag kom luister. Ek bid vir jou, kykie vir jou en Daniel. Bid vir julle, Here. U ken hulle hart. U ken hulle hart. Ons doen maar die ander trek dwars. Meg, wat? Bid en gee dit vir hulle. Gee dit vir die Here. Mense, dankie. Ek het, lyk vir my, dit is al, daar is nie nog gebed nie. OK. Dankie ook vir julle. Dankie julle. Die begeertes en dan die Here sê, roep my aan in die dag van jou benoudheid en ek sal jou red, maar julle moet hom eer. Gee net die Here eer. Ag, dankie Annelie. Ja, bid vir my ook. Ag, dankie. Ja, mens kan nie altyd genoeg. Dankie nie. Dankie. Jesus, hoe het julle? Dankie vir al julle liefde. Die Here seën julle. Share, hoor, share.